Goeiedag almal en ek hoop julle het 'n geseënde Sabbat gehad en mag ons nou die Sabbat kan afsluit met vreugde. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbat wat ons ervaar en beleef. En ons vra dat U saam met ons sal wees, waar ons nou die Sabbat kan afsluit met die woorde. En mag ons dit sal neem vir die week. En ons bid in Jesus naam alleen. Amen. My tema is 'n ware berou. Nou kom ons lees uit 'n teks van Numeri 22 vers 34 en sê: Toe antwoord Bethlehem, die engel van die Here: Ek het gesondig, want ek het nie geweet dat U teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in U oë, sal ek teruggaan. Ware bekering is nie meer as om jammer te wees oor die gevolg van sonde. Dit is die hart van breek word, omdat dit God eintlik seer gemaak het. Niemand sal die sonde werklik opgee, beteken los nie, voordat hy dit werklik belyding en pyn daarvan sien. En dit begin haat en verlang om daarvan vry te word. Dat beteken, as ek nie my sonde opgee nie, en ek moet dit doen deur van pyn te jammer daaroor. Baie mense is jammer omdat die sonde hulle in die moeilikheid laat beland het. Hulle verander hulle gedrag uit vrees vir die gevolg, maar nie omdat hulle God se hart teëgemaak het nie. Dit beteken ek in die moeilikheid, maar jammer ek in die moeilikheid, maar jammer oor sonde, maar moeilikheid het twee verskil. Dit is nie ware bekeer nie. Esau, die eerste seun van die Bybel, het bitterlik gehuil. Esau het bitter gehuil toe hy sy geboortereg verloor het. Sy trane wat hy verloor het, nie oor die sonde wat hom daar gebring het nie. 'n verskil. Bethlehem het uitgeroep: Ek het gesondig. Maar hy het dit gesê toe die engel van die Here met 'n ontblote oop swaar voor hom gestaan het. Sien, sy belydenis wat uit vrees gebore. Hy wou die oordeel vryspring, daar wat geen gebroke hart en geen ware inkeer van sy sonde nie. Die afkeer, sonde doen, probeer weer. Judas Iskariot het ook uitgeroep:
ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Matteus 27 vers 3 tot 4. Maar sy sonde wat nie gebreek, omdat hy die Seun van God verraai het nie. Hy is oorweldig deur skuldgevoel en vrees vir die oordeel, nie deur liefde vir sy verlossing nie. So, Judas het uit vrees vir die oordeel, maar nie vir God nie. Farao het herhaling sy sonde bely, wanneer God se pla hom getref het. Maar sodra die straf verby was, het hy sy hart weer verhard. Hulle almal wat spyt oor die gevolg van sonde, maar nie oor die sonde self nie. Hulle het almal die gevolg van die sonde betreur, maar daar was geen berou oor die sonde self nie. Maar dan kom die ontmoeting. Wanneer ons by die kruis staan en die bloed bloeiende aansien, die doringkroon, die spyker, die smaar en die verlaatheid van Jesus voel verlaat, begin ons verstaan wat sonde werklik kos. Dit wat nie die Romeinse soldaat wat Jesus aan die kruis vasgehou het nie. Dit wat my sonde, dit wat u sonde, jou sonde, elke leuen, elke trotte gedagte, elke verkeerde woorde, elke ongehoorsaamheid daad, daar aan die kruis het die onskuldige Seun van God die straf gedra wat ek en jy verdien het. Wanneer die Heilige Gees hierdie waarheid op ons harte afdruk, wanneer ons gebid, dan sê ons nie meer, Here, red my van die gevolg van my sonde, maar Here, vergewe my dat ek u hart gebreek het. Dit is 'n ware berou. Ware berou bedryf sondaars nie van Jesus af weg nie. Dit dryf hom na Jesus toe. Beteken 'n ware berou dryf die sondaar nie van Jesus af weg. Nee, dit bring na Jesus toe. Dit laat hom aan die voet van die kruis neerknaal. So die bring. Sonder verskoning, sonder selfregverdig, net smeek
om genade. En niemand wat so na Christus kom, sal hy ooit weggewys nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, net soos ek is, geen woord van my, net dat U, Here, vir my moet lei, en dat U bloed my kan bevry. O, die Lam van God, ek kom en ek kom. Amen. Die offerande van God is gebrokene gees, 'n gebroke van verlaatheid, verlate hart sal U, o God, nie verag nie. Psalm 91 vers 19. Met my gebed. Baba. 'n Geseënde week.